wonderlike dag. Ek sien die son skyn weer heerlik. Ek sê dit is winter nie. Sodra ek daar by my huis instap, dan sit hier ijskar met die heaters aan sit. Hier moet ek baadjies uittrek. So, ons sê dankie vir die Here vir hierdie wonderlike dag en kom ons kom sommer 'n harde klap, net hier waar ons sit. Groot harde klap vir die Here. Ek sien 'n paar nuwe gesigte, maar ek was nou nie laas week hier nie, so vir almal wat Kyle, welkom. Baie dankbaar om elkeen te sien wat die Here so byvoeg en mag ons elkeen 'n familie wees. Jy weet toe ek toe ons Woensdag, baie van julle het dit op Facebook gesien, daar waar ons in Danwil bedien het Woensdag, maar toe ek daar staan en dit gaan oor my wandel saam met die Here, jy weet, ek het besluit 4,5 jaar terug gemaak om saam met die Here te wandel, saam met hom te stap, alles te doen tot verheerliking van sy naam en na 'n geruime tyd dat ek al saam met die Here stap, begin ek te sien hoe getrou is die Here aan my wandel en dat hy actually regtig fisies saam met my stap. Dis nie net iets wat ek nou van 'n kansel af preek of sê nie. Die Here stap saam met my, net soos wat die Here saam met elkeen van julle wil stap. Jy weet, en toe ek Woensdag daar aankom, ons het eintlik 'n speaker met 'n mic, maar ek het nooit gedink om dit te vat nie, want ek dink by myself, daar sal seker nie regtig so baie mense wees nie. Hier kom ek en pastoor Gert daar aan en hier staan die mense tot daar onder in die straat en ek om die blok amper en ek weet hier's moeilikheid. Daar is nie 'n manier hoe ek die woord kan verkondig nie. Soos pastoor Gert sê, jy weet, ou Petrus het ook vir wat 3000 mense gepreek en almal het gehoor, tog wel Here, daar's seker tyd vir so iets dat iemand my stem moet dra en ek staan daar voor en ek roep uit op my hartste en ek steek my hand op en ek sien of iemand dit gaan hoor en ek sien nie, amper tot op die laaste hoor. Maar nou weet ek, nou moet ek verskriklik hard skree en stem raak swaar. Hoe kan jy, ons moet nou nie vir evangelie op die mense afskree nie, jy weet, ou moet dit nou nog rustig probeer verkondig, so dis 'n missie. En hier uit die bloute uit kom 'n dame met 'n portable radio wat 'n mic het. En gee vir my die mic in my hande en ek dink myself, wow, is dit nie amazing nie? Amen. Die Here het geweet 'n kort 'n mic. Die kans dat daar iemand in daai ry sou gewees het met 'n mic is 0, want ons bedien elke Woensdag daar. Ek het nog niemand daar met 'n radio gesien nie. Wat dan nou nog van 'n mic? Wie loop nou met 'n radio en 'n mic rond? Jy weet, daar is nie sulke iets nie. Jy weet, ek sal ook nog met die boombox hier rondloop en jy loop nie met dit met die mic nie. En hier sit ek 'n mic en ewe skielik kan almal my hoor. En ek kan sien hoe kom die mense uit hulle huise en dan staan hulle soms op hulle stoep soos wat hulle die woord hoor. En dit sê net vir my, net daar en daar sê dit vir my net hoe belangrik dit vir God is dat elkeen sy woord hoor. Dat elkeen die evangelie hoor. Jy weet, ou neem partykeer die evangelie partykeer net for granted. Maar dit is so belangrik dat die Here seker maak dat daar 'n mic vir my is sodat ek met almal kan gesels. En ons gaan aan, ons kom by Woensdag aand en ek en my vrou sit daar, ons is besig om 'n series te kyk, ons kyk dit so saam en sy is nou moeg, so sy lê al so half in uitpaas, ons is nou amper nou baie naby aan slaaptyd nou, relax ons 'n bietjie en kyk ons 'n storie en ek braas nog weer my Facebook en die volgende oomblik pop daar 'n live video op van iemand wat nou besig is om 'n teaching te doen. En ek dink myself, jy kry nou daai gevoel jy moet kyk en ek druk op en dit is live, so omdat dit live is kan ek nie, wie weet wat is Facebook live? Laat ek gou hande sien. So paar. Wat ek gou verduidelik, as iemand iets live record, soos wat ek nou hier staan en ons record dit, kan ons dit live uitsaai. Dan is dit onmiddellik op Facebook en dan die volgende dag, dan kan jy dit op daai persoon se timeline, kan jy dit gaan download, dan sal dit daar wees. So baie mense oorsee het hierdie live teachings en dan klik jy net en dan kyk jy dit live. Jy kan nie rewind nie, want dit is nou as iemand nou hier instap het hy alles gemis wat ek nou net gesê het. Jy kan nie terug rewind nie. Dis nie moontlik nie. So nou luister ek presies waar ek moet begin en die Here praat my deur hierdie ou se teaching en ek kan sien dit het alles uit te maak met waarna toe ons op pad is en wat ons gaan doen in die toekoms en ek leer daai uit en ek is verskriklik opgewonde. Ons pos die wêreld se storie om hierdie geestelike teaching te ontvang, jy weet. En my vrou en ek luister klaar en ons gaan slaap en die volgende dag is Koos daar, ek sê vir Koos, Jesusie, jy moet hierdie hoor. Wag dat ek gou vir jou gaan speel. Ons gaan gou teruggaan. Ek het nou gisteraand gespeel, so dit sal nou op sy timeline wees. En ek gaan op die ou se timeline en daar is niks. Ek dink, Jesus, wat het nou gebeur? Het jy nou wragtig besluit om dit te delete? Het mense hom dalk nou aangevat en gesê nee, jy's bietjie van die pad af of wat het gebeur nou dat ons dit nie nou kan sien nie? En ek gaan na sy YouTube channel toe want ek het gehoor op die tape sê hy gaan dit op YouTube
later plaas. Nou, wie ken YouTube? Ja, ons help hierdie mense tog dat hulle die tegnologie leer ken daar buite en dat hulle dit kan begin gebruik sodat hulle daardeur kan praat in Jesus naam. So, ons gaan toe YouTube toe en op YouTube soek ek nou ook na hierdie video, maar ek sien daar's niks nie. En eventually kom ek op 'n YouTube klip af van 23 April. En ek play hom en dis die klip wat vir my live gespeel is. En dit slaat my dat die Here dit vir my live gespeel. Want ek het nodig gehad om dit te leer. En hy manipuleer daai hele Facebook, so hy maak, as jy dit kan hoor, sorry my maat, God is in beheer van Facebook, nie jy nie. Hy manipuleer dit dat ek daai ding live kyk. Dat ek dit live sien. Want so nodig het ek daai teaching gehad. Want dit is deel van ons deliverance ministry. En ek sê vir Koos, en ek het 'n getuie, ek roep my vrou, ek sê, hoorie, liefie, sê bietjie vir Koosie, was die ding live? Ja, hy was live. Ek sê, wel, kyk gou hierso. Hy was die 24ste April gerekord gewees. Dit is maande terug. Ek het dit gemis. En ek het nooit 'n begeerte gehad om die ou se teachings te volg nie. Maar die Here het daai spesifieke een vir my uitgekies en hom live gemaak. En dit weer eens jou wandel met die Here. En waar jy saam met hom wandel, sal hy met jou wees. En een van my goed is, en Koos weet nou al, ken hom in al jou weë, en hy sal jou baie vir jou gelyk maak. En dit is vir my altyd baie belangrik gewees. Jy weet, en gisterand wys die Here my weer dat, dus hy sit sy hand so op my en hy sê, jy is genees. So nou weet ek nie, en ek bekommer my nou, is daar nou 'n siekte wat kom wat ek genesing oor gaan kry, of is dit die siektes wat ek tans het? Maar hy wys my, ons is besig om kerk skoon te maak. En hy wys my dis wat jy in jou eie lewe moet doen. Jy moet begin om die vloer skoon te vee in jou lewe. En hy wys my in die kerk, op ons moet die kerk begin skoon vee en mooi maak. En in jou lewe, begin skoon vee. Maar hy wys my baie unieke ding. Hy wys my dat daar waar jy nou vee, kom jy by 'n stoel en jy kan nie om die stoel vee nie. Jy moet letterlik die stoel skuif. En dan kan jy skoon maak. En Here sê vir my, jy weet, baie in almal van ons se lewe, wanneer ons begin skoon maak, wanneer ons saam met die Here begin wandel, is daar goed in ons lewe wat ons gaan moet skuif, sodat ons dit kan skoonmaak, dat ons onder dit moet skoonmaak. Miskien is dit 'n werksverandering, miskien is dit soos met Irma, miskien is dit jou omstandighede wat moet verander. En nou hoor ek mense trek, so dalk is dit nou dat jy moet trek, of wat ook al dit is, daar's altyd iets wat moet gebeur, sodat jy dit onder dit kan begin skoonmaak. En ons is eintlik in die Here se genade elke dag, en sy liefde vul ons. En elkeen van julle het 'n wandel begin, of besluit om saam met die Here te wandel. Maar wat ons nooit besef het nie is, hoe begin ons hierdie wandel, en waar begin ons daai wandel? En Pastoor Gert bring vanoggend vir ons 'n ongelooflike nice boodskap van, the worthy is the lamb, die perfekte lam. En ek wil hê ons moet ons harte begin oopmaak, en ons moet besef dat daai stap saam met die Here begin eintlik by die kruis. En Pastoor Gert gaan ons daaroor verduidelik, en ek wil hê julle moet daai besef by julle kry, dat jy sê, ek loop saam met die Here, maar waar begin ek? Waar is my beginpunt? Ons gaan dit hierna hoor, dat jou hart reg is daarvoor, dat jy kan ontvang. Wees opgewonde daaroor. En kom nou voor die Here, terwyl ons oorgee aan Gustaf, en maak sy naam groot. Sing uit volle bors uit. En as jy nie daai woorde kan lees nie, maak jou eie op. Maar sing. Moenie stil sit nie. Steek jou hande in die lug en sing. Laat die Here net sien jy is bietjie aan die beweeg. Kom aan die beweeg. En dit was amper laasweek se tema. Kom net aan daai beweeg. Sing haleluja die hele tyd. Of amen, amen, maar doen iets. Kom aan daai beweeg en jy sal sien wat gebeur. Mag hierdie 'n geesvervulde diens wees. En mag elkeen van julle met 'n opgewondenheid hierdie woorde aangryp wat Pastoor Gert met julle gaan deel. Amen en amen. Kom ons almal staan. Ons begin met opening. Ek gaan gedurende my opening gaan ek sommer bid vir almal wat siek is en vir almal wat nou onder die coronavirus aanval kom. So as ek dit gaan bid, gaan ek vra dat julle julle hand opsteek om saam met my te stem. Want die woord sê vir ons waar meer of twee oor dieselfde ding saamstem en dan daaroor bid, hulle sal dit verkry. Amen. Amen. Ons sluit die oë. Here, ons is so dankbaar om vanoggend hier te kan wees, Here, dat elkeen van ons nog asem het, Vader.
Here, ons kom vanoggend met 'n verwagting en ons vra die Heilige Gees om ons harte vir ons oop te maak, die grond voor te berei waarop hierdie woord nou gaan land, Here, dat daar 'n oes sal opkom, Vader. Dat dit wat ons aanhoor, dat ons dit sal ontvang, dat ons wandel saam met Jesus op die regte plek sal begin, Here. Dat ons sal verstaan waaroor dit gaan, Vader. Dankie vir u heerlikheid en liefde wat ons volg. Ek dank die Heilige Gees vir sy teenwoordigheid en wat nou deur die mense waai. Here, wat elkeen aanraak, Vader. Ons dank u, Here. Dit wat ons nie kan doen, doen u, Here. En dit wat ons hier doen ons tot verheerliking van u naam, Here. Melk elkeen van ons wat hier is, nou minder, Here. Sodat ons kan plek hê vir u, Here. Dat u ons kan vul, Vader, met daai heerlikheid, Here. Met daai insig en kennis, Vader. Elkeen van ons is angstig om saam met u te wandel, Here. Help ons en leer ons hoe om saam met u te wandel, Here. En dan wil ek afsluit, Here, deur in te tree, Here, vir elke gemeentelid wat aangeval word deur die coronavirus. Here, ek wil 'n verklaring maak en ek wil sê, Here, dat almal wat saam met my stem, steek julle hande op. Ek wil 'n verklaring maak en sê, Here, die coronavirus het geen autoriteit oor ons nie. Elke lidmaat van More Worship is beskerm onder die bloed van Jesus Christus. Here, ons verklaar dat daai coronavirus niks aan ons sal doen nie. Die wat dit het, volkome sal genees. As jy familielede het, dan tree jy in vir hom vanoggend. Here, daai virus het geen autoriteit oor ons lewe nie, Here. Ons dien 'n groot God. Die God wat binne ons is groter as dit wat in die wêreld is. Volkome genesing vir almal. En die gees van vrees, ons bind jy nou in Jesus naam. Jy sal geen verdere voet verset om enige lidmate van More Worship te terroriseer, aan te val of bang te maak of te laat glo dat jy siek word nie. Ons bind dit nou in Jesus naam en ons ontbind volkome genesing vir elkeen van julle en almal wat luister in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. 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 Die eerste liedjie wat ons vanoggend gaan sing is Hy is die een wat ek liefhet in die môre. Amen. Hy is die een wat ek liefhet in die môre. Ja, hy is die een wat ek liefhet in die aand. Hy is die een in die avondskuur. Hy is die een in die middernag. Hy is die wynstok, ek is die rankie. Hy is die pottebakker, ek is die klei. En tussen hom en my kom dan nimmer meer skeidingsmuur. Hy is die een wat ek liefhet in die môre. Hy is die een wat ek liefhet in die aand. Ja, hy is die een in die avondskuur. Hy is die een in die middernag. Hy is die wynstok, ek is die rankie. Hy is die pottebakker, ek is die klei. En tussen hom en my kom dan nimmer meer skeidingsmuur. Laaste keer, hy is die een. Hy is die een wat ek liefhet in die môre. Hy is die een wat ek liefhet in die aand. Hy is die een in die avondskuur. Hy is die een in die middernag. Hy is die wynstok, ek is die rankie. Hy is die pottebakker, ek is die klei. En tussen hom en my kom dan nimmer meer skeidingsmuur. En tussen hom en my kom dan nimmer meer skeidingsmuur. Ja, tussen hom en my kom dan nimmer meer skeidingsmuur. Voor mij die trommel, voor mij die hand, voor mij die klinkende cymbalen. Want alles wat als ze mee doet, vloekt die Heere. Alles wat als ze mee doet, vloekt die Heer. En prys hom met jou stemme, prys hom met jou hart. En prys hom in die hemel en op aarde. Want alles wat als ze mee doet, vloekt die Heere. Alles wat als
danse met, loof die Heer. Loof hom met die tromme, en loof hom met die tromme, loof hom met die hart, en loof hom met die klinkende cymbale. Want alles wat danse met, loof die Heer. Alles wat danse met, loof die Heer. Prys hom met jou stemme, prys hom met jou stemme, prys hom met jou hart. Prys hom in die hemel en op aarde, want alles wat danse met, loof die Heer. Alles wat danse met, loof die Heer. Ja, alles wat danse met, loof die Heer. Alles wat danse met, loof die Heer. Ja, alles wat danse met, loof die Heer. Alles wat danse met, loof die Heer. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. Oh, though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, praise the Lord, no turning back. Though I may wander, still I will follow. Though I may wander, still I will follow. Though I may wander, still I will follow. No turning back, praise the Lord, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, praise the Lord, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, praise the Lord, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. Though I may wander, still I will follow. Though I may wander, still I will follow. Though I may wander, still I will follow. No turning back, praise the Lord, no turning back. The world behind me, still I will follow. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, praise the Lord, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, praise the Lord, no turning back. Yes, no turning back, praise the Lord, no turning back. Yes, no turning back, praise the Lord, no turning back. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace.
It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Now precious did that grace appear, the hour I first believed. And my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. And my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine. But God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. And who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King above all kings, who rules the nations, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love,
for all that you've done for me. We sing worthy, Lord. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquers the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquers the grave. Let's sing. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquers the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquers the grave. We sing, worthy is the Lamb who was slain. Jesus, worthy is the King who conquers the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquers the grave. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace, Lord. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Dankie Here dat U waardig die lam is wat vir ons geoffer is. Here, en dis waaroor vanmôre se boodskap gaan wat U vir my gegee het, Here, is dat ons hoef nie te soek nie en ons hoef nie te wonder nie. Ons weet dat U is genoeg vir ons, Here. U genade en U liefde is genoeg vir elkeen van ons en daarom kan ons vanmôre vas staan in geloof en ons kan sê dat ons is meer as oorwinnaars deur ons Here Jesus Christus wat ons liefhet. Here, ons verklaar dit vanmôre dat ons vanmôre sê, Here, dat U liefde het ons nog nooit in die steek gelaat, Here. En dat ons vanmôre weet, Here, U is altyd met ons, Here. Al moet ons deur die water gaan, soos wat Jesaja 43 vir ons sê, al moet ons deur die water gaan, U is met ons. Al moet ons deur die 4 strome gaan, U is met ons. Al moet ons deur die vuur gaan, die vuur sal ons nie skroei nie. Al moet ons deur die vlamme gaan, die vlamme sal ons nie brand nie. En daarom kan ons dit vanmôre verklaar om te sê, hoe groot is ons God. En ons dankie daarvoor vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. As jy kan julle sitplekke neem. Was hy, amen, is hulle daarom bly om vanmôre hier te wees. Amen. As julle sien, dit raak so 'n bietjie warm, kan julle lekker. Dan soek vir jou 'n koelte kolletjie. Dis die eerste keer vanmôre waar dit so warm is, né? Elke keer is dit al later kerk gehou en dan is dit koeler. Maar vanmôre is ek baie opgewonde en dan as ek vanmôre baie rondhardloop, vergewe my man. Dit is hoe opgewonde ek is hier binne my vir die woord wat die Here vir my gegee het vanmôre. En ons gaan vanmôre nagmaal bedien. En die boodskap gaan so mooi by die nagmaal inval. En ek wil hê elkeen van julle moet vanmôre julle harte oopmaak en elkeen moet vanmôre opnuut weer besef wat beteken die naam Jesus Christus vir elkeen van ons. En wat het gebeur en hoekom het Jesus Christus
vir ons gesterf sodat ek en jy vanmôre hier kan sit. En dat ek en jy nie vanmôre hier hoef te sit vanmôre en sê, ek weet nie wat gaan met my lewe gebeur nie. Ek weet nie wat gaan van die dag van môre gebeur nie. Ek sit in 'n plek in my lewe en ek weet nie wat om te doen nie. Ek wil vanmôre vir jou sê daar's 'n weg en sy naam is Jesus Christus. Ek wil vanmôre vir jou sê daar's die waarheid en sy naam is Jesus Christus. En daar is vanmôre lewe en sy naam is Jesus Christus. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. En daarom kan ek en jy vanmôre hier sit en ons kan vanmôre weet dat ons gaan nie alleen deur dit wat ons moet gaan in die lewe nie. En direk toe hierdie liedjie by my opgekom het, ek het vir laaste gesing het, die hele week kom dit by my op. Worthy is the lamb, worthy is the lamb, worthy is the lamb. En ek heeltyd kom dit by my op en ek sing heeltyd hier in my gedagtes en ek sing dit so in die kar en ek heeltyd waardig is die Here, waardig is die Here, waardig is die lam, waardig is die lam. En direk toe kom dit by my op dat baie keer in ons lewe besef ons nie regtig wat het Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen nie. En baie keer in ons lewe dan verloor ons eerste liefde. En hierdie eerste liefde waarvan ek vanmôre praat, gaan Jesus Christus wees. En ek wil reguit na die woord van die Here toe gaan, by 2 Samuel hoofstuk 12 en ek gaan daar vir julle 'n verhaaltjie lees. En dit gaan hier waar Dawid, ons ken vir Dawid. Dawid is die een wat Goliat verslaan het. Dawid is die een wat voor die ark gejubel en gedans het. Halfkaal, nee, en hy is die een wat die Here geloof het en geprys het en hy is die een wat die Here gesê, dis 'n man na my hart. Dawid is hierdie een wat die Here geloof en geprys het. Al die psalmgedigte, hy het die Here geloof en geprys, die Here het hom groot gemaak. En hier kom hy op 'n plek in sy lewe waar hy val. Hier kom hy op 'n plek in sy lewe waar hy 'n naam kry, Dawid die koning. En ewe skielik toe hy die naam kry, Dawid die koning, en toe hy hierdie mag kry en toe hy ewe skielik sien hy het hierdie mag oor hierdie koningskap. Toe begin hy mekaar val deur die sonde wat hy doen. En ons almal weet wat het Dawid gedoen. Hy het oorspel gepleeg en hy het moord gepleeg. En ons almal weet dat hoe kon Dawid dit nou reg gekry? Want hy is tog die een wat die Here so lief gehad het. Hy is tog die een wat die Here se naam geloof en geprys het. En daarom kan ek vanmôre vir elkeen van julle sê, elkeen van ons wat vanmôre sit, het sonde. Elkeen van ons wat vanmôre sit, het foute. Elkeen van ons wat vanmôre sit, gaan deur omstandighede in jou lewe en jy dink by jouself maar, hoekom moet ek hierdeur gaan en waarom moet ek hierdeur gaan? En dis wat met Dawid gebeur het. Dawid het dit nie besef nie en ek gaan dit gou vir julle lees hier uit 2 Samuel hoofstuk 12. So julle moet net bietjie geduldig wees. Die Here het Nathan na Dawid toe gestuur. Daar was 2 mense in 'n dorp. Die een was ryk en die ander een arm. Die ryk man het baie skape en beeste gehad en die arm man het net een ooi lammetjie wat hy gekoop het toe sy nog baie klein was. Hy het haar Hans groot gemaak. Sy het by hom kinders in die huis groot geword en van hulle 'n paar stukkies brood geëet en uit dieselfde beker as hulle gedrink. Sy het baie keer op sy skoot gelê. Sy was soos 'n kind in die huis. Op die dag kom daar toe iemand by die ryk man kuier. Hy was te jammer om een van sy eie skape en beeste te slag om ete te gee vir die gas. Hy vat toe die ooi lam van die arme man en maak haar gaar. Dawid was briesend kwaad vir die man wat so iets kon doen. Hy sê vir Nathan, so waar as wat die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet die doodstraf kry. En daar moet 4 van sy lammers gegee word in die plek van daardie ooi lam. Hoe kon die man so iets doen? En nie eers jammer voel vir die arme man nie. En hier kom Nathan en hy sê vir Dawid, jy is hierdie man. Sê Nathan vir hom, die Here, die God van Israel het jou hierdie boodskap gestuur. En dit is eintlik verskriklik as ou na hierdie verhaaltjie na luister. Hier kom Nathan en hy moet na die koning Dawid toe gaan en hy moet vir Dawid nou 'n boodskap gee, want jy sien Dawid het nou oorspel gepleeg en hy het moord gepleeg, so hy het in sonde geval. En dit is nie baie maklik as jy 'n profeet is om met 'n koning te gaan praat nie. Jy weet, jy moet jou storie ken as jy na hom toe moet gaan. En hier kom die Here en hy gee vir hom hierdie beeldspraak. Hy gee vir hom hierdie
hierdie voorbeeld wat hy moet gebruik. En hy sê daar was hierdie arm gesinnetjie en hulle het hierdie ooilammetjie van kleins af gehad. En hierdie ooilammetjie het saam met hulle in die huis gewoon en hierdie ooilammetjie het saam met hulle aan tafel geëet. Hierdie ooilammetjie het saam met hulle uit die beker uitgedrink. Hierdie ooilammetjie het op hulle skoot gelê. Hulle het hom vertroetel versorg en hulle was baie lief vir hom. Hy was soos 'n kind in die huis gewees. En hier kom Nathan en hy sê, en die ryk man, hy het baie gehad, hy het alles gehad. Maar tog toe 'n kuiergas kom, toe wil hy nie een van sy eie vat nie. Van sy eie lammetjies vat of van sy eie skape vat of sy eie beeste vat nie. Nee, hy gaan vat die arme man sinne. En hy maak hom gaar. En Dawid weet nie dat dit hy is nie en hy is onskuldig en hy besef dit nie regtig nie. En hier sê hy, wat moet gebeur? Soos wat die Here leef, hierdie man moet die doodstraf kry. Daar moet 4 keer van hom gevat word en teruggegee word. En hier kom Nathan en hy sê vir Dawid, hierdie man is jy. En toe dit lees, toe besef ek dit opnuut dat hoeveel keer in ons lewe het ons alles in ons lewe, maar ons besef nie regtig wat ons het nie. En dit het net by my opgekom dat hierdie lam wat hierdie arm gesin wat hierdie lammetjie groot gemaak het. Het jy onthou die eerste dag toe jy hart vir die Here gegee het? Kon jy onthou die eerste keer toe jy opgewonde gewas toe jy kerk toe moes gaan? Kon jy die eerste keer onthou toe jy die eerste praise and worship liedjie sing en jy ervaar die salwing en jy ervaar net die grootheid van die Here? Kan jy die eerste keer onthou toe jy na 'n konferensie toe gaan? Kan jy die eerste keer onthou toe jy op jou knie gegaan het en die Here se aangesig gesoek het? Kan jy die eerste keer onthou toe jy die Bybel oopgemaak het en na die woord van die Here gelees het en toe jy 'n boodskap daar gekry het? Wat ek vanmôre vir elkeen van julle wil sê is, kan jy onthou toe God nog jou eerste liefde was? Kan jy onthou toe God nog alles in jou lewe was? Jy sien, baie keer in ons lewe kom ons op 'n plek in ons lewe en ons besef nie dat dit wat die wêreld van ons maak, trek ons weg van ons eerste liefde af. Net soos wat Dawid weggetrek was toe hy 'n naam kry in die wêreld, toe sien hy die mag en hy het hierdie krag en hy kan alles doen. Toe vergeet hy wie is die eerste liefde in sy lewe. En dis wat ek vanmôre met elkeen van julle wil deel vanmôre, sodat elkeen van julle wil weet, sodat elkeen van julle vanmôre kan weet, wie is jou eerste liefde in jou lewe? As ek vanmôre vir jou sê in jou verhouding, in jou finansies, in jou kinders, in jou omstandighede, by jou werk, wie is jou eerste liefde? Is jou werk jou eerste liefde? Is jou man jou eerste liefde? Is jou besitting jou eerste liefde? Is aardse dinge jou eerste liefde? Of is jou eerste liefde die lam wat waardig is om Jesus Christus genoem te word? Hy wat vir elkeen van julle gesterf het, sodat niemand van julle verlore mag gaan nie. Sodat jy vanmôre kan sê, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus. As jy swak is hy sterk. Hy is die een wat vir jou krag gee, elke dag. Elke asem binne in jou. Sy naam is Jesus Christus. Hy gee lewe in oorvloed. Hy is die eerste liefde van elkeen van ons. Kom aan kerk van die Here, vanmôre moet ons besef weer dat ons weet wie is ons Jesus Christus in ons lewe. Versorg ons nog die lammetjie. Is Jesus Christus deel van alles in ons lewe of is hy net Sondag deel van ons lewe? Of is hy net baie keer deel van ons lewe wanneer dit goed gaan met ons? Wanneer is Jesus Christus deel van ons lewe? Ons is in hom en hy is in ons en hy is deel van ons, sodat ons vanmôre kan verklaar en sê dat Jesus Christus is deel van my lewe. Hy is my eerste liefde in my lewe. Kan jy vir jouself dink, hoe waardig is jy as Jesus Christus sê, jy is na sy beeld geskape, sodat jy vanmôre kan sê, weet jy wat, al is ek verwerp deur die wêreld, al is ek verstoot deur mense, weet ek vanmôre dat ek is meer werd. Want hoekom? Want Jesus Christus is waardig en jy is deel van hom. Jy is 'n erfgenaam, jy is 'n koningskind. En dit is jy vanmôre moet verklaar en sê, weet jy wat, in die naam van Jesus Christus vervloek ek elke ding in die wêreld wat teen dit is. Want weet jy wat, dit wat in die wêreld is in die wêreld en ons is nie deel van hierdie wêreld nie. Want Jesus Christus het ons kom vrymaak van ons sonde en van hierdie wêreld, sodat ons in oorwinning kan leef, sodat jy vanmôre jou hand kan opsteek vanmôre en sê, Here, ek vat hierdie oorwinning vanmôre in die naam van Jesus Christus, sodat jy vanmôre jy kan wegstap vanmôre en sê, jy maak nie saak
wat is my teenstand vanmôre nie. Dit maak nie saak wat in my huwelik aangaan vanmôre nie. Dit maak nie saak wat in my finansies aangaan vanmôre nie. Ek stap vanmôre hier weg in oorwinning in die naam van Jesus Christus. My eerste liefde, die lam wat waardig is, wat geslag is, wat veroffer is vir elkeen van ons, die volmaakte lam. Amen. Dankie. Halleluja, prys die Here, prys die Here. Dis dit nie waar nie. Daar's hierdie verhaaltjie en ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het dit gelees eendag. Hulle sê hy was hierdie koning. En hy was baie lief vir sy vrou gewees. Sy was die prinses van al die prinsesse gewees. Sy was die mooiste vrou in die hele wêreld gewees. En hy het haar verafgod. Hy het alles vir haar gedoen. Hy het vir haar die mooiste kasteel gebou, hy het vir haar die mooiste perde gekoop, hy het vir haar die mooiste besittings gegee, die mooiste goud, juwele, hy het vir haar alles gegee. En die dag word sy siek en sy sterf. En hy sê hierdie vrou was ek so lief vir. Sy moet in hierdie gebou begrawe word. Dit moet lyk soos 'n monument. Want ek wil elke dag soontoe gaan en ek wil myself gaan herinner aan hoe lief ek haar gehad het. En hier gaan en hy begin hierdie monument te bou en hy begin met die mooiste stene buiteom en hy gaan binne en hy versier met die mooiste juwele, met die mooiste stene en hy versier hierdie plek so mooi en hy sê maar hierdie kus moet net in die middel staan en hy begin so besig raak met dit wat om hom gaan dat hy vergeet dat sy vrou in hierdie kus lê en hy gaan en hy trip so oor hierdie kus en hy sê vir sy werkers, vat net hierdie stuk hout en gooi dit weg. Hy het vergeet wie sy eerste liefde. En dis wat ek vanmôre vir elkeen van julle wil sê. Ons kan so besig raak met die dinge van die wêreld en ons kan so besig raak met alles in hierdie wêreld dat ons vergeet wie is ons eerste liefde. Kan julle dink daai lammetjie, hoe lief het daai mense daai lammetjie gehad? Kan julle besef hoe lief het God sy seun gehad? Kan julle besef dat hy sy enige gebore seun vir ons gestuur het? Sodat hy vir ons kom leiding gee, sodat hy vir ons die weg kan maak, sodat hy vir ons in die waarheid in kan lei, sodat hy vir ons lewe kan gee. Kan julle dit vanmôre besef, hoe lief het God elkeen van julle, want hy sê vanmôre, Jesus Christus het jou plek geneem, Jesus Christus het ingestaan vir elkeen vanmôre wat hier is vanmôre. Die waardige lam, Jesus Christus. En daai arm gesinnetjie het totdat die lammetjie uit hierdie beker uitdrink aan dieselfde tafel eet. En ek wil vanmôre vir elkeen van julle sê, dit is waar die lam Jesus Christus in ons lewe moet wees. Ons moet hom deel in alles wat ons het. Ek kan dit eintlik sê deel nie, maar ek kan eintlik sê hy moet alles wees in ons lewe. Maar wat ek vanmôre vir sê, ons is mense en ons moet lewe. Ons moet werk toe gaan, ons moet geld maak, ons moet eet, ons het al hierdie dinge in die lewe wat ons moet doen. Maar ons moet dit besef vanmôre, dat ons kan dit nie doen sonder ons Here Jesus Christus nie. Jy gaan verlore wees. Jy gaan val, jy gaan gebroken wees. As jy jouself kry, gaan jy hierdie lammetjie gaar maak, en as jy self kry, gaan hy weggaan, en hy gaan verlore gaan, en ek wil vanmôre vir jou sê, Jesus Christus wil nie vanmôre net vir jou kosbare besitting wees nie. Jesus Christus wil nie vanmôre net ornament in jou huis wees om te sê, daar's die kruis teen die muur, dit is Jesus Christus, ek glo en dis 'n gelowige, ek sal nooit vergeet nie. Konrad, jy was nog die dag saam met my, was jy saam met my gewees? Ja, ek sê vir hom, kyk vandag hierdie gesin. Ek sê, ek ken die gesin al so goed. Die tannie bel my, ek moet kom. Ek sê vir hom, het jy al gesien hoe vinnig maak mense hulle huis reg as die pastoor kom? Die Bybel is altyd op Psalm 23 oop, jy kan dit nooit glo nie. En ek sê vir hom, as jy instap, ek dink aan dit, sy het al die kruise wat sy kom kry, en hy sitkommer gesit. Teen die muur, op die vloer. Ons was half zigzag deur die kruise loop, en die Bybel wat oopgemaak is op Psalm 23. En hier kom die seun en hy net so lang oorbel, en hy is dan met sy skootklere, en
Ek sien hoe gaan die oog, hoe knik sy vir hom. Nee, ons lees elke aand die Bybel. En ons bid elke liewe aand bid ons. En ek sê nou by myself en ek wonder, wat doen jy? Ek is nie God nie. En God sien tog alles. Wat kan ons wegsteek vir God? En dit is waaroor dit vanmôre gaan. Ek wil vanmôre net opnuut dat julle besef vanmôre, ek julle nie lang besig gaan nie. Ek wil dat julle moet vanmôre opnuut besef dat wie is jou eerste liefde? En Jesus Christus was waardig die lam wat veroffer is vir elkeen van ons. En as jy vandag hier wegstap, kry daai eerste liefde terug in jou hart, terug in jou huis, terug in jou omstandighede, terug in alles wat jy doen. En jy sal oorwinnaar wees in die naam van Jesus Christus. Amen. En dis vanmôre wat ek met julle gaan deel. En ek voel net in my hart dat die Heilige Gees sê vir my, dis vandag genoeg vir julle, né? Amen. En ek gaan hierdie woord in hierdie stukkie gaan ek sommer koppel aan die nagmaal vandag en ek van Konrad hulle vra om te kom help. En kom maar voor toe kom. Koos. Baie keer, net soos wat Dawid sy pad verloor het. En hy het fout gemaak en hy het die Here Nathan gestuur om hom te gaan waarsku. En baie keer in die lewe kom die Here met 'n woord soos die en hy kom na ons toe en hy sê, jy wat vanmôre daar sit sal weet, wie is Jesus Christus vir jou? Jy sal weet of jy die Here inlaat in al die omstandighede. Is hy deel van alles van jou. En ek het net weer opnuut besef, daai arm gesinnetjie, daai lamoetjie, het hulle aan die tafel laat sit, net soos wat ons vanmôre aan die tafel gaan sit. En daai lammetjie het van die brood geëet. En daai lammetjie het van die beker gedrink. En daai lammetjie het op die eienaar se skoot gaan lê. Het julle al gesien hoe vertroetel jy 'n kind wat siek is? Of 'n kind wat net na jou toe kom en hy's hartseer en hy's gebroken. Het julle al iemand vasgehou wat so gebroken is? Dit voel of die persoon alles binne in hom breek. En ek wil vanmôre vir jou sê, dit is hoe ons Jesus Christus elkeen van ons wil vashou. Deur die tyd en deur die omstandighede wat jy gaan. Ek wil net hê ons moet vanmôre, ek is nie eens vanmôre hier om te preek en net vanmôre net te sê dis die kerk en ek moet 'n goeie boodskap gee nie. Ek wil net vanmôre sê wat die Here sê. En ek wil vanmôre vir elkeen van julle sê, jy weet vanmôre wat is jou omstandighede. Jy weet waardeur jy moet gaan. Jy ken jou kinders, jy ken elke liewe situasie in jou lewe ken jy. En ek wil dit vanmôre vir julle sê, God weet dit ook. En ek wil vanmôre hê julle moet vanmôre opnuut besef. Dit maak nie saak waardeur jy gaan. Net soos ek vanmôre gebid het, al moet jy. Terwyl julle 'n bietjie gaan lees in Jesaja 43, dink van vers 2. Daar staan, as jy, al moet jy deur die water gaan, al moet jy deur die vlamme gaan, al moet jy, en die woordjie moet, beteken, dat baie keer moet ons deur omstandighede gaan. Baie keer moet ons deur hierdie ding in ons lewe gaan. Maar ek wil vanmôre vir sê, hier gee God vir ons die belofte, hy sê, jy sal nie wegspoel nie. Hy sê, ek sal met jou wees. Jy sal nie skroei nie, jy sal nie brand nie, want ek is jou God. En dit is wat julle vanmôre moet besef en weet.
dat Jesus Christus is ons God en hy is waardig om die lam genoem te word. En soos ons vanmôre aan hierdie nagmaaltafel gaan sit, dan gaan ons weer so maak Koos, gaan jy net daar die broodjie hou en jy die kelkie hou. Dan gaan ek weer maak, so maak, ons gaan bid, saam bid. En dan kry elkeen hulle kelkie en hulle broodjie. En dan gaan staan ons daar op ons nuwe grond. Ek weet nie of julle gesien het, ons het die fondasie gegrou daar. Daar gaan so 250 sitplekke daarin kan kom. Ons is baie geseënd, ons gaan 'n kerk bou nou daar. Ons eerste kerk daar bou. En ja, en ek sê vir Konrad, toe ons Woensdag gaan te sê ek vir hom, dat God is so goed. Wie kan in die tyd van lockdown 'n kerk bou? Geen mens nie, net God. En dit is God se plan, dit is God se visie wat in ons harte gesit het, sodat ons as More Worship kerk nie net 'n gebou sal wees nie, maar dat ons die kerk na die mense buite toe vat. En dit is wie ons is. En dis wat ek vir hom gesê het. Ons gaan nooit vasgevange wees in 'n gebou nie. Maar dit gaan ons plekkie wees waar ons gaan begin. En ek weet die Here gaan nog klomp kerke plant vir ons. En ek weet More Worship gaan uitbrei en daar gaan baie siele gewen word vir die Here. En dit gaan alles begin op 'n klein plotjie op Kameelder Wes. En ek weet daar gaan groot dinge kom. En ek wil vir elkeen van julle sê dankie dat julle deel is daarvan. En net soos wat die Here ons seën en net soos wat ons vanmôre aan hierdie tafel gaan sit en soos wat daai broodjie gebreek word en daai kelkie wat ons gaan drink, dat ons vanmôre vir die Here dankie sê vir sy liggaam wat vir ons gebreek is en sy bloed wat vir ons gevloei is. Want deur die bloed van Jesus Christus is daar vir ons oorwinning en daar is vir ons verlossing. En soos ons die broodjie gaan vat vanmôre en die kelkie gaan vat, dan gaan ek net eers bid, dan gaan ek vra ons almal gaan staan sommer daar op die grond, okay? En dan gaan ons die nagmaal daar saam gebruik. En dan gaan ons vir die Here dankie sê vir wie en wat hy is in ons lewe. En sodat ons vanmôre hier wegstap en sê, is julle nie excited nie om te weet, ons dien 'n groter God nie. En die Here het elke van julle so lief nie. En jy moet nie vanmôre hier sit en jy moet nie hartseer in jou hê vanmôre nie. Jy moet vanmôre opnuut besef dat God is groot en daar is niemand soos hy nie. Kom ons almal staan op en gaan ons net saam bid.